Welkom terug. Daar is nog heel wat voor lê, maar ons spring sommer dadelik weg met die res van vanoggend se oggendpraatjies. Nou 3 verdagtes het in die Muizenberg Landdroshof verskyn nadat hulle na bewering 'n bejaarde vrou met 'n misleidende aanlyn romanse van meer as 14 miljoen rand bedrieg het. Asanda Dwesini, Nompelo Vetman en Sean Gabriel Lewis het verlede week op aanklagte van bedrog en geldwasery in die hof verskyn. Die 3 verdagtes is op dieselfde dag deur die Bellville eenheid vir ernstige kommersiële misdaad in samewerking met die Nasionale Intervensie Eenheid in hegtenis geneem. Volgens die woordvoerder van die Valke, Zinziani, het die beweerde misdaad tussen 2017 en 2018 plaasgevind en is 'n vrou in haar 70's geteiken. Nou die verdagtes het glo 'n vals profiel op 'n aanlyn webwerf geskep en het so die slagoffer gemanipuleer en haar laat glo dat sy in 'n egte romantiese verhouding was. Volgens Hani het die beweerde minnaar die slagoffer gelok deur boodskappe te stuur en haar te laat glo dat daar 'n werklike verhouding bestaan. Toe hy haar vertroue wen, het hy geld vir verskeie redes begin vra, soos mislukte reise of dringende boetes. Die slagoffer het geld na verskeie bankrekeninge soos deur die vermeende minnaar versoek oorbetaal. Hierdie soort versoeke was keer op keer gerig totdat die vrou agterdogtig geword het. Die provinsiale hoof van die Valke in die Wes-Kaap, generaal-majoor Matipa Makgato, het die publiek gewaarsku om versigtig te wees wanneer hulle by verdagte finansiële transaksies betrokke raak. Makgato sê indien enige iemand onseker is, moet 'n mens liewer nie voortgaan nie. Hy het ook slagoffers van bedrog aangeraai om onmiddellik hulle bank te kontak en die voorval by die naaste owerhede aan te meld. Ek dink wat vir my vreemd is om te dink, goed, jy val nou daarvoor, Ja. jy trap in daai slaggat, maar dit is vir my vreemd om te moet lees dat sy, jy weet, die geld wel oorbetaal het. Ek het nogal gehoor van mense wat al so in hierdie strikke geval het. En Ja. ek kan net nie verstaan nie. Jy het mos 'n 6de sintuig wat vir jou sê, something's not cooking. En in hierdie geval ontmoet jy ooit die persoon, jy moet tog mos iewers die persoon fisies kan ontmoet. Jy gaan mos nou nie net geld rondgooi hier vir iemand deur goedhartig te wees nie. So ek dink sy het ook maar skuld daaraan. Ek is bly hulle het die rampokkers gevang. Ja, daar sy. Want dis nogal mense wat as hulle een keer, ek meen, kyk net die bedrag waarmee hulle weggekom het. Is dit een persoon wat hulle nou met daar, of is dit nou verskeie saak? Was dit net die een persoon, Wel, 14 hierdie miljoen? spesifieke saak lyk my te doen met een persoon. Genigtig. Maar ek moet vir jou sê, wat vir my wel sleg is om te verneem dat hulle bejaardes so teiken. Dis altyd. Ek bedoel, dis 'n vrou in haar 70's en ek dink net in vandag se tyd, ja, het hulle maar maniere om 'n baie mooi prentjie te skets en dan val 'n mens daarvoor, maar dit is vir my sleg. Ek is baie erg oor bejaardes Ja. en 'n mens weet dat sommige mense hulle as maklike teikens beskou. En dink jy nie ook bejaardes is nog makliker omdat hulle uit 'n generasie uitkom wat hulle mense baie meer vertrou het Ja. as wat ons deesdae kan doen, jy weet. Ons is baie meer agterdogtig. Ek wil amper altyd, ek dink wat 'n swakke ding geword het vir ons is omdat jy mense nie meer vertrou nie, dan is daar regtig mense wat jy kan vertrou, maar jy staan nog steeds 'n bietjie terug want jy wonder altyd oor stories soos hierdie en ek dink dit is hoekom die bejaardes ook daarvoor val en goeters, maar shame man. Ek dink jy maak 'n goeie punt. Ek dink nie hulle is naaste by so agterdogtig soos wat ons in Glad vandag nie. se tyd is nie. Glad nie. Maar ons hoor gereeld van hierdie soort misdaad en ek dink dit is belangrik om eintlik daai gesprek aan die gang te hou, jy weet. Ek weet nie of jy al gesien het nie, maar baie keer nou deesdae die veral die banktoepassings. Ja. Daar's gereeld waarskuwings wat verskyn 100%. en jou herinner aan die feit dat jy nie inligting moet deel nie of dat hulle nie noodwendig sal skakel vir persoonlike inligting wat jy oor die telefoon deel nie. Ja. So ek dink is maar net belangrik om jouself die hele tyd daarvan te vergewis. En as enige iemand vir jou geld vra wat jy nou maar nog nooit in jou lewe gesien het nie, wat nou nie 'n familie of 'n regte close friend is nie, dan moet jy ook weet, nee, laat die rooi liggies aangaan. Iewers is iets nie pluis nie. Ek meen as iemand vir my gaan geld vra, so gaan ek dink al klaar 2 keer daaroor wat seker goed en sleg is. Maar nee man, jy kan ons nou weet. I love you, maar hoorie, ek net gou, ek het 'n mislukte vakansie, kan jy my help? Nee, dan moet die rooi liggies aangaan. En dit is vir my interessant, want ek dink daar is baie meer mense as wat 'n mens besef wat deesdae op hierdie sogenaamde online dating platforms is. Die mense is my eensaam.
Ja, want die tydskrifte en die koerante word nie meer gedruk nie, so die hoekie vir een songs is nie meer daar nie. Dis sien daar's nou 'n probleem. Ons moet dit takel. Ons gaan Ja, vir die mense moet laat weet dat daar weer so iets begin word. Nee, maar ek in alle erns, dit is vir my nogal dis sleg dat dit so half die rede geword het na aanleiding van hoe hulle mense kan vang om in daai strik te en trek. ek dink die mense wat daai toepassings ook reguleer en goeters, jy weet, Ja. dit gaan maar oor die tyd. Hulle kan nie na die tyd gaan polisieman speel om te kyk wat is die gesprekke tussen die mense en die dits en die waaroms en die hoekoms en goeters nie. So ja, 'n mens moet maar net wykie wees. As jy jouself gaan oopmaak om deel te word van so 'n app en goeters, dan moet jy maar net jou mense kennis en daai 6de sintuig van jou gebruik. Julle dames het mos 'n 6de sintuig baie meer as die manne. Nie waar Ek nie? sê vir jou, maar nou ja, hier is die vrou nou geteken. So ek dink ook maar net, jy weet, Slinks. op die einde van die dag is dit ja, dit laat my net dink. Ek dink aan iets soos kunsmatige intelligensie ook wat dalk al hoe meer 'n probleem gaan wees op hierdie soort platforms, want ek dink dit is net baie maklik weer eens om 'n profiel te gaan skep met 'n foto wat jy kan manipuleer soos wat jy wil hê dit moet lyk. Ek wou amper gesê het, kom ons gaan toets dit, maar ek wil nou nie krimineel raak nie, jy weet. Kom ons los maar die kriminele Ja, aktiwiteite. nee, Goed. vat hom, cheers. Op hierdie een oggend wat ek dan nou gered het. Cheers na op daai aanleiding- enetjie, baie dankie. Allah kragtig ons. Nee, wees wakker asseblief. Nee, wat Pieter, ons het darm nou nie daai online dating platforms nodig nie. Ons het wel een platform waarvan jy wel moet weet, eintlik twee, ons sosiale media platforms en ook ons YouTube kanaal indien jy weer na enige gesprekke wil gaan kyk. Nou ja, ons gesels net hierna oor die geestesgesondheid van kinders, 'n belangrike onderwerp waarvoor jy beslis ingeskakel moet bly. Ons is nou weer terug.